Goeiemiddag graad 12 leerders, welkom by vandag se fisiese wetenskap les. My naam is Esther Kriel. Hierdie les word vir julle aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Bakama Research and Development. Ons gaan vandag kyk na vraestel 1. Ons gaan 'n bietjie hersiening doen van meganika en ons gaan veral kyk na Newton se wette en die kragte wat daarmee saamgaan. Oorsig van wat ons hierdie week in hierdie les gaan doen. Ons gaan kyk na Newton se wette, meestal na die definisies, kragte en vryliggaamdiagramme, berekeninge en hoe om 'n vraag te benader en te ontleed en dan te antwoord. Normaalkrag is N. Nou dit is die krag of die komponent van 'n krag wat 'n oppervlak op 'n voorwerp waarmee dit in kontak is uitoefen en wat loodreg op die oppervlakte is. Nou eerstens moet jy weet, wat beteken die woord loodreg? Loodreg beteken, daai ding vorm 'n 90 grade hoek. So hierdie is 'n krag of 'n komponent van 'n krag wat op 'n voorwerp of wat daar gaan lê, 'n krag gaan uitoefen en dit gaan boontoe wees. So jou oppervlak, hierdie gedeelte, oefen 'n krag uit op jou voorwerp wat daar lê. Daarom as jy 'n kragtediagram teken, begin jou normaalkrag op die oppervlak, dan is die oppervlak wat die krag uitoefen. Wrywingskrag is as die krag wat die beweging van 'n voorwerp teenwerk en wat parallel met die oppervlak inwerk. Wat beteken dit? Ons het baie wrywing in ons lewens. Daar's wrywing in jou huis as jou ma vir jou sê jy moet iets doen en jy weier om dit te doen. Daar's byvoorbeeld wrywing aan die einde van pouse, wat jy die klok lui, jy weet jy moet klas toe gaan, maar jy sit nog so 'n bietjie langer. Nou dis wat die wrywingskrag is. Hy werk in die teenoorgestelde rigting. Hy maak die beweging van die voertuig moeiliker. So wat gebeur? As my voertuig, en ek gaan hom teken as 'n blokkie, vorentoe beweeg, gaan my wrywingskrag agtertoe beweeg. So hy is parallel met die oppervlakte. En die belangrike ding is, hy is op die oppervlak. Jou wrywingskrag kan nie daar in die middel wees nie, want dit is nie die lug wat 'n wrywingskrag op jou voorwerp uitoefen nie, dis die oppervlak. So as jy vir my 'n kragtediagram teken, hier is dit baie belangrik dat jou wrywingskrag op jou oppervlak gaan lê in die teenoorgestelde rigting van beweging. Statiese wrywingskrag, wat beteken die woord staties? Nou, die lekker van definisies in fisika is die woorde, as jy verstaan wat 'n woord beteken, dan is dit vir jou soveel makliker om die definisie te onthou. So staties beteken, as iets staties is, dan beweeg hy nie. Hy staan stil. So jou statiese wrywingskrag is die krag wat die neiging van die beweging van 'n stilstaande voorwerp relatief tot die oppervlak teenwerk. Dis daai ding, as jy 'n kas probeer stoot, of jou motor het gaan staan, of jou vriend se motor het gaan staan, en jy probeer hom stoot, en jy kry dit nie reg nie, dan is dit die statiese wrywingskrag wat voorkom dat daai motor of daai kas begin beweeg. Kinetiese wrywingskrag. Nou wat weet ons van kineties? Die woord kineties beteken hierdie ding beweeg. So jou kinetiese wrywingskrag is die wrywing wat die oppervlak gaan uitoefen nadat die voorwerp begin beweeg het. En as jy nou mooi daaroor dink, as jy eers daai kas wat jou ma geskuif het, aan beweging het, dan raak dit minder. Dan raak dit makliker om hom te stoot. So gewoonlik is jou kinetiese wrywingskrag kleiner as jou statiese wrywingskrag. Goed, nou wat moet ons weet van wrywingskragte? Hulle is eweredig aan die normaalkrag. Hulle is onafhanklik van die kontakarea en dan is dit onafhanklik van die snelheid van die beweging. Met ander woorde, hoe vinnig hierdie ding beweeg, het niks, maar niks met die wrywingskrag uit te waai, hy doen niks daarmee nie. Kom ons dan kyk na Newton se bewegingswette. Die eerste wet sê vir jou, 'n liggaam sal in 'n toestand van 'n rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard, tensy 'n nie nul resulterende of 'n netto krag daarop inwerk. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy 'n voorwerp wat gaan stil lê, hy gaan nie beweeg nie, of hy gaan in 'n konstante snelheid beweeg in 'n reguit rigting, want onthou, die oomblik wat sy snelheid verander of sy rigting verander, dan verander ons aan die
die snelheid van die voorwerp. So gaan jy 'n konstante snelheid beweeg, jy gaan in 'n reguit lyn beweeg, totdat daar 'n resultante krag op hom inwerk wat nie 0 is nie. Want as jy 0 resultante krag het, dan is jou versnelling 0 en dan is jou konstant beweeg uit teen 'n konstante snelheid. So hierdie ding gaan aanhou beweeg totdat daar 'n krag wat 'n waarde het op hom inwerk. Wat sê Newton se tweede bewegingswet? Hy sê vir ons, as hierdie nie 0 resulterende krag, met ander woorde, jy het 'n resulterende krag. As hy op die voorwerp inwerk, dan gaan die voorwerp versnel. Want dan is sy resultante krag nie meer 0 nie. Die oomblik wat die voorwerp versnel, dan weet ons, die versnelling is direk ewenredig aan die krag en is omgekeerd ewenredig aan die massa van die voorwerp. So kom ons lees gou-gou. Wanneer 'n resultante of 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die krag teen 'n versnelling direk ewenredig aan die krag en omgekeerd ewenredig aan die massa van die voorwerp. Nou hier is twee woorde waarna ons moet kyk, maar ons gaan net nou daarna kyk. Want ek wil hê ons moet mooi gaan verduidelik en jy moet seker maak jy weet wat beteken direk ewenredig en wat beteken omgekeerd ewenredig. Want dis iets wat ons verskriklik baie in wetenskap gebruik. Ons gebruik hierdie terme en jy moet weet wat hierdie terme beteken. Newton se derde bewegingswet sê, wanneer voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, sal voorwerp B gelyktydig, dit beteken op dieselfde oomblik, 'n krag met gelyke grootte, maar in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uitoefen. So voorwerp A oefen 'n krag uit op voorwerp B, en op dieselfde oomblik oefen voorwerp B 'n krag uit op voorwerp A. Wat is die verskil tussen die twee kragte? Hulle is in teenoorgestelde rigtings. Hulle begin op verskillende punte, maar hulle is dieselfde grootte. Vryliggaamdiagram. Daar word verskriklik baie vir jou gevra om 'n vryliggaamdiagram te teken en jou onderwyser hou aan om vir jou te sê, as ek dit nie vir jou vra in vraag 2.1 van 'n Newton vraag nie, moet jy uit jou eie uit vir my 'n vryliggaamdiagram teken, want dis die maklikste manier om die somme te doen. As jy die kragte sien, dan sal jy weet hoe om die somme te doen. Goed, wat is dit? Ons begin die diagram met 'n kol. Nou, dis baie belangrik dat jy jou kol groot genoeg maak, dat as jy 'n tweede of 'n derde krag het wat in dieselfde rigting moet gaan, sien jy daar, dat daar plek is op die kolvorm, want ons wil nie 'n krag sien wat so lyk nie. Ons werk nie met, tensy ek vir jou 'n krag gee, wat ek nou gesê het, maak nie regtig heeltemal sin nie. Kom ons vee hom uit, dan verduidelik ek weer vir jou. As 'n krag parallel is aan jou toegepaste krag. Okay? Jette. Aan jou toegepaste krag. Hy lyk so. En jy gaan teken hom vir my so, want jou kol is te klein. Dan gaan ek nie baie gelukkig wees met hierdie pyl van jou nie. So maak jou kol groot genoeg dat jy 'n pyl kan hê wat jy wel parallel aan die vorige een het. Teken elke krag wat op die voorwerp inwerk, maar baie belangrik, ek wil nie komponente sien nie. Want ek vra nie vir jou teken vir my die komponente van die kragte nie, ek vra vir jou teken vir my die kragte. Nou ek weet tot en met verlede jaar het ons nog komponente reggemerk, van die begin van die jaar af waarskynlik ons al. Hierdie jaar gaan hulle nie komponente regmerk nie. So maak seker dat jy weet om jou komponente te gebruik in 'n vryliggaamdiagram waarvoor ek vir jou moet punte gee nie. Maak seker dat jy 'n pylpunt het. Nou, die belangrike ding van 'n pylpunt, hy moet aan jou pyl raak. Jy kan nie vir my 'n pyl gee wat so lyk nie. Ek gaan nie vir jou punte gee vir hom nie. As jy pyl teken, maak seker dat jou pylpunt aan jou pyl raak. Kan jy daar sien? Daar's nie 'n spasie nie. Dan kry jy jou punt.
dan die oorsprong waar die krag begin word nie hier aangedui nie. Met ander woorde, ek verwag nie van jou om nou vir my te wys die normaal krag begin hier onder en die gravitasiekrag begin in die middel nie. Dis net 'n kol en enige plek op daai kol in die regte rigting kan jy jou kragte teken. Onthou jou byskrifte. Onthou om vir my te sê en klein f. Onthou hierdie klein van die f, dit is ons wrywingskrag. Hierdie ene is ons toegepaste krag. Nou onthou nou, dis baie belangrik. Elke krag is eintlik 'n toegepaste krag. So jy moet baie duidelik vir my hier sê, as jy vir my 'n sleutel wil gee, wat se toegepaste krag is dit? So dit gaan byvoorbeeld wees die toegepaste krag op die voertuig. Okay? Fg is altyd afwaarts, dis jou gravitasie en N is jou normaalkrag. 'n Baie belangrike ding, as ek vir jou in 'n vraag sê dat ek besig is om 'n voorwerp te stoot. Met ander woorde, ek teken hierso vir jou 'n karretjie en hierdie mannetjie stoot hom. Dan is dit belangrik dat jy weet, as jy die vryliggaam diagram teken, hierdie pylpunt mag nie aan die kol raak nie. Met ander woorde, hierdie krag gaan sit jy aan daardie kant. Jy kan hom nie hierdie kant teken nie, want ons het nooit 'n pylpunt wat by ons kol raak in ons vryliggaam nie. Hy wys altyd weg van die vryliggaam diagram. Volgende wat ons gaan kyk is die kragtediagram. Nou wat het ons hier? Die eienskappe van 'n kragtediagram is ons teken 'n blok wat ons nie inkleur nie. Want hier is dit baie belangrik dat jy vir my wys waar begin elke krag. Hier kyk ek of jy weet. Jou normaalkrag begin op die oppervlak. So aan die ander wyse, jy moet hom hier begin. Jou gravitasiekrag is van die middelpunt van die voorwerp af. Jy moet hom in die middel van die blok begin. Jou wrywingskrag is op die oppervlak. Jy moet hom hier onder teken, jy kan hom nie daarbo teken nie. En dan jou toegepaste krag kan jy actually op enige plek teken. Op hierdie blok, want dit maak nie regtig saak waar hy lê nie, want jy trek hom in hierdie spesifieke geval trek jy hom weg. Nou, jy moet weer seker maak dat jou pylpunt aan jou pyl raak. Jy moet die oorsprong aandui, jy moet ander woorde, jy moet vir my wys waar elkeen van die kragte begin. Onthou jou byskrifte en nou kan kragte weg of na die blok te wys. So as ek nou vir jou sê, ek stoot hierdie karretjie en jy gaan teken hom vir my, dan wys jy vir my, jy stoot hierdie karretjie. Sien jy die verskil? Die vorige een, met jou vryliggaamdiagram het ek vir jou gesê, jy mag nie daai een hê nie. Daai een is uit. Hy moet wegwys. Kyk ons na die kragtediagram, dan mag jy 'n pylpunt in 'n voorwerp hê. So hier gaan teken jy vir my presies wat gebeur aan die regte kante. Terwyl as jy 'n vryliggaamdiagram teken, dan moet jou pylpunt altyd wegwys van jou voorwerp af. Hierdie is ons eerste aktiwiteit. Dis ons basislynaktiwiteit, want dit is die eenvoudigste vraag wat jy kan kry in graad 12. Hulle sê 'n blok van 30 kg word op 'n rowwe, en dit kan ook 'n riewe wees, dit hang af wie die vraestel opstel, kan 'n riewe oppervlak geplaas word. 'n 80 Newton krag werk op die blok teen 'n hoek van 30 grade tot die horisontaal in. Jy moet weet dat horisontaal lê op die horison, met ander woorde, dis daar. Vertikaal is 90 grade op jou horisontaal. So as ek vir jou sê, hierdie krag maak 'n 30 grade hoek tot die horisontaal, dan beteken dit, daai een is jou 30 grade, en as jy dan nou 'n 90 grade hoek inteken, dan het jy jou 60 grade aan daai kant. As ek vir jou gesê het, dis 30 grade vanaf die vertikaal, dan het jou prentjie anders gelyk. Dan het jou krag so gelyk, hier was jou 60 grade, en dan gaan jou 30 grade krag aan daai kant lê. So jy moet seker maak dat jy weet, wat beteken die woord horisontaal. Gelukkig op hierdie stadium, meeste van die tyd gee ons vir jou 'n sketsie, en ek wys vir jou waar sit die 30 grade, wat dit vir jou bietjie makliker gaan maak. So die eerste vraag sê, teken 'n vryliggaamdiagram
met al die kragte wat op die blok inwerk. Nou die geheim hier is, jy gaan kyk, hoeveel punte ken ek toe aan hierdie vraag. Met ander woorde, tel hierdie vraag 3 punte, tel hy 4 punte, tel hy 5 punte. Tradisioneel gaan hierdie vraag 4 punte tel. So hoeveel kragte wil ek sien? Dis die clue wat ek vir jou gee. Dan teken ek kragtediagram van al die kragte wat op die blok inwerk, en hy gaan ook 4 punte tel. Ek gaan nou vir jou 5 minute gee, om hierdie vraag gou self te antwoord. Kom ons breek gou. Ek het nou vir jou 5 minute gegee om hierdie 2 vrae te doen. Die eerste vraag het gesê teken 'n vrye liggaamsdiagram en die tweede vraag het gesê teken 'n kragtediagram. Nou ek gaan gou hier weer vir jou die kragteken wat ons op die vorige bladsy gehad het. Hy het my gesê hierso het ek 'n 30 grade hoek. Daar het ek 80 Newton, né? Jette. 80 Newton. OK, daar het ek hom opgesit. Kom ek skryf hom net hier waar hy nie rooi is nie. 80 Newton. En toe vra ek jou teken vir my vryliggaamdiagram. Wat moet jy onthou? Vryliggaamdiagram beteken kol. Tweede ding is, jou pyle moet punte aan hê en jou pylpunte moet aan jou pyl raak. Derde ding, maak jou kol groot genoeg dat jy al jou kragte kan inteken. Vierde ding, as jy 4 punte tel, het ek 4 kragte nodig. So kom ons kyk. Hier is hy. Dit was my 30 grade hoek. As ek vir jou 30 grade hoek gee, teken hom asseblief daarin. So daar is jou krag. Hierdie is jou normaal krag. Daar is jou wrywingskrag. Hoe weet jy dis 'n wrywingskrag? Want hier het ek vir jou gesê rowwe oppervlak, op 'n ruwe oppervlak, onthou jy? En al sê ek nooit weer iets daarna nie, moet jy weet, hier het jy 'n wrywingskrag. En dan jou gravitasiekrag is jou 4de punt. Die tweede een wat jy vir my moet geteken het is die kragtediagram. Kom ons kyk wat dit ons hier. En hier gee ek vir jou punt, en alles tel 1 punt, vir jou pyl, wat op die oppervlak begin, en jou buiskrif van normaal krag, jou gravitasiekrag, wat op die oppervlakte, parallel met die oppervlakte, dis 1 punt, jou, dit is jou wrywingskrag, hier is jou gravitasiekrag, wat in die middel begin, afwaarts, en hier is dan jou toegepaste krag, met sy 30 grade hoek, en daar is jou 4 punte vir daai ook. 4 kragte is gelyk aan 4 punte. Jy mag nie komponente teken nie. So wat wil ek nie sien nie? Ek wil nie hê dat jy hier vir my moet sê, hierdie een is Fx, en daai ene is Fy, en jy haal hierdie een uit. Jy mag dit doen nie. Ons doen dit nie meer nie. Jy moet vir my die krag gee, en nie die komponente nie. Skynsvlakke is iets wat vir kinders nogal of leerders 'n groot probleem is. Julle hou nie daarvan om skynsvlakke te doen nie, maar kom ons kyk gou na hierdie en dan wys ek vir jou maklike maniere om dit te doen. 'n 1 kg blok is aan 'n 4 kg blok vasgemaak met 'n ligte, nie rekbare tou. Hoekom is dit belangrik dat ek vir jou sê dis 'n nie rekbare tou? Dit beteken dat die spanning in hierdie tou wat ons nou teen doen, konstant gaan bly. Die oomblik wat die tou kan rek of inkrimp, dan verander jou spanning. So die oomblik as ek vir jou sê nie rekbare tou, dan beteken dit jy kan met T werk, hy gaan konstant bly, hy gaan nie verander nie. Die stelsel word met 'n 40 Newton krag teen 'n ruwe skynsvlak wat 'n 30 grade hoek by die normaal maak, soos aangetoon in die diagram. Goed. Nou het ek 'n krag hierso, 40 Newton, wat hierdie 2 blokke optrek. Weereens het ek vir jou gesê, dis 'n ruwe oppervlak. Wat weet jy? Jy weet onmiddellik dat hier op hierdie oppervlak is daar 'n wrywingskrag en baie belangrik, daai wrywingskrag
is vir al twee die blokke. Die wrywingskrag is afwaarts. Hoekom? Want ons krag word opwaarts getrek. As ons krag afgly op dieselfde oppervlak, as daai blok van jou afgly, dan is jou wrywingskrag opwaarts. So wrywing is altyd in die teenoorgestelde rigting van beweging. So die vraag sê teken 'n benoemde vryliggaamdiagram van al die kragte wat op die 4 kg blok inwerk. Hierdie is die 4 kg blok aan die onderkant en dan teken 'n benoemde kragtediagram van al die kragte wat op 'n 4 kg blok inwerk. Nou, ek gaan net vinnig daarna verwys want ons gaan nie hierdie keer lank vat nie. Hier is die belangrike ding, omdat jy 'n skynsvlak het. Kom nou wag. Omdat jy 'n skynsvlak het, sê die definisie van 'n normaalkrag vir jou, hy is 90 grade, want hy is loodreg op die oppervlak. So hierdie loodreg 90 grade van jou normaalkrag wees. Nou sien jy, omdat jy 'n skynsvlak het, is jou normaalkrag nie boontoe nie. Hy vorm 'n 90 grade hoek met jou skynsvlak. Maar jou gravitasiekrag wat hier in die middel begin, is altyd loodreg ondertoe. So skielik het jy 'n normaalkrag en 'n gravitasiekrag wat nie in dieselfde rigting is nie. Of nie in 'n reguit lyn is, en dis actually die woord wat ek wil gebruik. Want by die voriges het ons normaalkrag en ons gravitasiekrag in lyn gehad en ons kon maklik sê my normaalkrag is gelyk aan my gravitasiekrag. Nou met 'n skynsvlak kan jy dit nie sien nie, want met die skynsvlak is daar 'n hoek tussen jou gravitasiekrag en jou normaalkrag. So kom ons kyk wat het ons hier. Ons het ons normaalkrag wat 90 grade op die skynsvlak is. Ons het ons wrywingskrag wat parallel is met die skynsvlak. Ons het ons gravitasiekrag wat loodreg afwaarts ondertoe is na die aarde se kant toe. En dan het jy jou toegepaste krag wat dan ook loodreg parallel met jou skynsvlak is. Kyk ons nou hier. Hier's 'n foutjie. Sien jy wat ek vergeet? Daai normaalkrag wat afgaan tot onder. Hy moet daar begin, want hy begin op die oppervlak van die aarde. Dan het jy jou gravitasiekrag en hy's ook verkeerd geteken. Jette, kom ons maak hierdie ding dood en ons sê kom ons gaan teken ons eie ene oor. Hier is ons blokkie. So wat weet ons? Normaalkrag vorm 'n 90 grade hoek. Ons gravitasiekrag begin in die middel, afwaarts, Fg. Ons wrywingskrag is op die oppervlak, en dis ons van die F wat ons gebruik, en jou toegepaste krag, sien jy wat doen ek verkeerd? Ek moet onthou dat my pylpunte ook moet raak. Daai is ons toegepaste krag, en in hierdie geval is dit eintlik die spanning in die tou. Right, kom ons kyk weer. Die oomblik wat ons kragtediagram teken, moet jou kragtediagram aandui waar jou kragte begin. Jou gravitasiekrag is altyd afwaarts. Jou normaalkrag is loodreg op die oppervlak, vanaf die oppervlak. Jou wrywingskrag is op jou oppervlak, afwaarts, want hierdie ding beweeg opwaarts, en daar is die spanning in die tou op jou opwaartse krag wat jy mee werk. En weer eens is daar 4 punte vir elkeen van hierdie kragte. En weer eens aanvaar ons nie komponente nie. Kom ons kyk na aktiwiteit 1. Beskryf die beweging van die resiesmotor wat in die skets aangetoon word. Neem aan dat die motor vorentoe beweeg. Versnel dit of ry dit stadiger? Hoe gaan ons na hierdie vraag kyk? Eerstens, watter kant is vorentoe? Jy weet hopelik dat hierdie die voorkant van die voertuig is, en hier is jou kattebak, en as jy gaan kyk na die vorm, dan is daar jou vooruit, so hierdie motor gaan na links beweeg.
Dis die beweegrig. Ry vinnig of stadiger. Hoe gaan jy weet? Jy gaan kyk, die krag vorentoe is 6000 Newton. Die krag agtertoe is 8000 Newton. So, wat een van die twee kragte is die grootste? Die 8000 Newton. Maar beweeg hierdie kar agtertoe? Nee, hy doen nie. Hy gaan nog steeds vorentoe. Wat beteken, jou groter krag na agter maak jou voertuig stadiger. Hy gaan stadiger beweeg. Motor beweeg vorentoe, omdat die terugwaartse krag groter is as die dryfkrag, dis die krag in die voorwaartse rigting, is die resultante krag na regs, na agtertoe. En daarom is jou versnelling negatief en sal die motor stadiger ry. Dis hoe jy hierdie spesifieke vraag gaan antwoord. Kom ons kyk na Newton se eerste wet. Die definisie sê 'n liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy 'n nie nul resulterende krag of 'n netto krag daarop inwerk. Wanneer die resultant nul is, wat beteken dit? Dit beteken die kragte wat op die voorwerp inwerk, kanselleer mekaar uit. Dis die heel belangrikste. Met ander woorde, as jy voorwaartse krag het en jy het 'n terugwaartse krag, dan is daai twee kragte ewe groot. Die kragte wat op die voorwerp inwerk is in ewewig, want hulle kanselleer mekaar uit as hulle teenoorgestelde rigtings is. En jou voorwerp hoef nie stil te staan nie. As jou voorwerp beweeg en jou kragte kanselleer mekaar uit, dan is jou versnelling 0 en jy ry met 'n konstante snelheid. Die tweede ding is, wanneer jou versnelling 0 is, dan beteken dit, jou voorwerp kan teen 'n konstante snelheid beweeg, of die voorwerp staan stil. Met ander woorde, as ek vir jou sê, die versnelling is 0, dan is daar twee scenario's waarna jy moet kyk. Die eerste scenario sê, hy beweeg teen 'n konstante snelheid, tweede scenario, die voorwerp staan stil. Kom ons kyk na aktiwiteit 1. Watter een van die volgende fisiese groothede is 'n meting van die traagheid van 'n voorwerp, en hierdie vraag tel 2 punte, so jy het 2 minute om dit uit te werk. So kom ons breek gou vir 2 minute. Die aktiwiteit wat ek vir jou gegee het, is watter een van die volgende fisiese groothede is 'n meting van die traagheid van 'n voorwerp. Hoe antwoord is hom? Jy moet eerstens weet wat traagheid is. Nou, traagheid is die weerstand van 'n voorwerp teen enige verandering in sy toestand van beweging. Traagheid is 'n ding wat jy beleef elke Saterdagoggend, want as niemand jou dwing om op te staan nie, sal jy in jou bed bly lê. Dis traagheid. Jy wil net daar lê en jy wil niks doen nie. Jou ma of jou pa is die een wat inkom en sê, kom, staan op, jy skryf eksamen, jy moet leer, jy kan nie in jou bed lê en leer nie, of jy het een of ander huiswerkie om te gaan doen. So, traagheid is, jy wil nie jou toestand van beweging of stilstaande toestand verander nie. Jy moet ook weet dat Newton se eerste wet, die traagheidswet genoem word. Daarom sal versnelling, energie en snelheid nie moontlike antwoorde wees nie. So jou korrekte antwoord is A. 'n kegelbal het 'n massa van 6 kg, dis ons tweede aktiwiteit wat ons gaan doen. 'n tennisbal het 'n massa van 0,06 kg. Vergelyk die traagheid van die kegelbal met die traagheid van die tennisbal. En weer eens gaan ek vir jou 2 minute gee, so kom ons breek gou vir 2 minute. Een kegelbal het 'n massa van 6 kg, 'n tennisbal het 'n massa van 0,06 kg. Vergelyk die traagheid van die kegelbal met die traagheid van die tennisbal. Kom ons gaan kyk. Die kegelbal het 'n groter massa, daarom sal sy traagheid groter wees. Dis al wat jy hoef te weet. Kom ons gaan kyk na Newton se tweede wet. Newton se tweede wet sê, wanneer 'n resulterende krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die krag.
Hierdie versnelling is direk evenredig aan die krag en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Dit is belangrik dat jy verstaan wat direk en omgekeerd evenredig beteken. Onthou dat jy met verhoudings net mag maal en deel. Ons werk met faktore. So, omgekeerd evenredig beteken dat as die een meer word, sal die ander een minder word met dieselfde faktor. Faktor beteken, ons gaan maal of ons gaan deel. So as die een groter word, en jy maal hom met 2, dan word die ander een kleiner en jy deel hom met 2. So jy maal en deel die heeltyd met dieselfde getalletjie, iets wat omgekeerd evenredig is. As hulle direk evenredig is, dan beteken dit, hulle verander, albei word groter of albei word kleiner met dieselfde faktor. As die een verdubbel, gaan die ander een ook verdubbel. As die een 6 keer kleiner word, dan deel jy die tweede een ook met 6 om 6 keer kleiner te laat word, want hulle is direk evenredig aan mekaar. Kom ons kyk 'n bietjie na die notas wat jy moet ken. Indien 'n krag op 'n parallelle voorwerp toegepas word en die voorwerp beweeg nie, dan is die krag gelyk in grootte aan die maksimum statiese wrywingskrag. Met ander woorde, daai wrywingskrag wat jy het, daai statiese wrywingskrag net voor die voorwerp begin beweeg, dis waaraan jou krag gelykstaande gaan wees as jou voorwerp nie beweeg nie. Jou statiese wrywingskrag is op sy maksimum net voor die voorwerp by die oppervlak begin beweeg. En dan, indien die toegepaste krag groter is as die wrywingskrag, sal die netto resulterende krag die voorwerp versnel. So jy kan nie net gaan kyk na een van die kragte nie. Jy moet gaan kyk na al die kragte en hulle van mekaar aftrek of by mekaar tel voordat jy die versnelling kan uitwerk. Want dit is net jou resulterende krag wat jou versnelling kan bereken. En 'n resultant beteken al die kragte wat op 'n voorwerp inwerk kan vervang word deur een enkele krag. Jy tel alles bymekaar wat in dieselfde rigting is en jy trek alles af wat in die teenoorgestelde rigting is. Aktiwiteit 1. 'n krat van 16 kg word op 'n ruwe, daar is die woord weer, horisontale tafel geplaas en met 'n massa van 8 kg verbind deur 'n ligte, onrekbare tou wat oor 'n wrywinglose katrol loop. Nou onthou, in Afrikaans, die regte woord is 'n katrol. Ons praat graag van die woord polie, né? Dit is actually maar die woord wat ons gewoonlik gebruik. Soos in die diagram. Nou hier teken ek vir jou die prentjie. Hier het jy jou onrekbare tou, daar is jou katrol, is altyd so van die dingetjie wat daar staan, en hier is jou 2 voorwerpe. Nou, kyk baie mooi na hierdie vraag, want hierdie vraag is anders as al die vrae wat jy gewoonlik oefen. Want meeste van die tyd gaan hulle vir jou sê, hierdie voorwerp beweeg in die rigting van die 8 kg. Hierdie vraag sê vir jou, ek het 'n 50 Newton krag wat die 16 kg krag na regs trek. So hierdie 8 kg gaan opwaarts beweeg. Hierdie 16 kg gaan na links beweeg. Dis baie belangrik dat jy dit aan die begin kan sien. Nou sê hulle vir jou, stel Newton se tweede wet in woorde. Nou, ek het eintlik vergeet om dit aan die begin van jou te sê. Dit is elke definisie tel 2 punte op hierdie stadium. Elke vraag van die 9 of 10 vrae wat jy aan die einde van die jaar in jou vraestel gaan kry, begin met 'n definisie. So jy het klaar 20 punte in jou sakkie, nog voordat jy enige somme gedoen het. En dis wat ons wil hê. Ons wil hê dat jy met volpunte kry vir jou definisies. Want weet jy, as jy jou definisies ken, dan raak jou berekeninge ook makliker. Goed, so dan die 1.2, as jy leer, dan val ek myself lekker in die rede, as jy leer, en jy sien, jy werk 'n vraestel uit, en die vraestel sê, stel Newton se wet, tweede wet in woorde, moenie daar sit en dink, ag ja nee, ek weet of ek sal later definisies leer, en jy gaan aan met 1.2 nie, as jy 'n vraestel uitwerk, dan begin jy met vraag 1.1, jy begin met Newton se wet, tweede wet in woorde, en jy skryf hom neer, want as jy hom neergeskryf het, en jy gaan kyk na jou merkriglyne, dan kan jy sien of jy al die woorde geskryf het, want asseblief,
Moenie jou eie woorde gebruik nie. Leer jou definisie uit jou kop uit. Tweede vraag sê teken 'n vryliggaam-diagram van al die kragte wat op die 16 kg krat inwerk en kyk daai tel 5 punte. So hoeveel punte gaan jy spandeer of hoeveel pile gaan jy vir my gee? Onthou. 1.3.1 bereken die spanning in die tou en dan die laaste een bereken die wrywingskoëffisiënt tussen die 16 kg krat en die oppervlak. Ek gaan vir jou 15 minute gee om hierdie vraag te doen. Goed, jy het nou jou 15 minute gehad om met die vragie te doen, kom ons gaan kyk gaan na die antwoorde. Maak seker dat jy die wet woord vir woordkenning kan neerskryf, dit het ek net nou ook vir jou gesê. Moenie jou eie woorde gebruik nie. Daar's gewoonlik nie gedeeltelike merke nie, en in Engels noem ons dit part marking, dit bestaan nie. Jy kry of 2 of 0 vir 'n wet of 'n definisie. So wanneer 'n resulterende krag of 'n netto krag voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die krag teen 'n versnelling direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. As jy na die merkriglyne kyk, moet al die woorde wat onderstreep is in jou definisie wees. En kyk na Newton se tweede wet. Die enigste 2 woorde wat jy kan uitlaat is wanneer en 'n. Die res van die woorde moet in die definisie wees. Goed, vraag 1.2. Hierdie is 'n vryliggaam-diagram. Wat doen ons? Ons gebruik 'n kol. 5 punte beteken 5 kragte. Maak jou kol groot genoeg dat jy al die kragte kan inteken. Onthou jou pylpunte. Maak seker daar was geen spasie tussen jou krag en die pylpunt nie. En al teken ons nie die diagram volgens skaal nie, maar die kragte ten minste die rigting van die beweging voorstel. So kom ons kyk hoe lyk hy. Ons het 'n normaal krag wat opwaarts is, wat onthou nou, hier werk ons met die blokkie wat op die oppervlak is. Jy het jou krag. Kom ons daar 2 kragte. Kom ons kyk. Hoekom is daar 2 kragte? Hier het ons die spanning in die tou. Hier is ons prentjie. Ons het die 16 kg. Ons het 50 Newton. Hulle sê is 'n ruwe oppervlak. En in watter rigting beweeg hierdie ding? 'n Krag van 16 kg word op 'n ruwe horisontale oppervlak geplaas en met 'n massa van 8 kg verbind deur 'n ligte onrekbare tou wat oor 'n wrywinglose katrol loop soos in die diagram hieronder aangetoon. So hierdie is 80 Newton hierdie kant toe, daai is 50 Newton, nie 80 nie, 79. Dan dis 8 maal met 9,8. Hierdie een is 50. So hier krag die kant toe is actually groter as die krag daai kant toe. So hy gaan hierdie kant toe beweeg. Dat is net verkeerd. En jou voorwerp gaan afwaarts beweeg. Wat beteken jou wrywingskrag is in hierdie rigting. Kom ons kyk na die oplossing. Daar is ons wrywingskrag, ons toegepaste krag van 50 Newton, hier is die spanning in ons tou, ons normaalkrag en ons gravitasiekrag. Dit is baie belangrik, dis nou die blok. As ons hierdie selfde vryliggaam-diagram moes geteken het vir die sirkel, daai bal wat in die onderkant gehang het, né? Dan het ons die spanning in die tou opwaarts en ons het die gravitasiekrag afwaarts. Jy kan nie 'n normaalkrag hê nie, want 'n normaalkrag is 'n krag wat op die oppervlak begin. En hier is nie 'n oppervlak vir daai ding wat hang nie. Hy het net 2 kragte. Hy het die spanning in die tou en jou gravitasiekrag. Daar's geen ander kragte wat op 'n voorwerp wat hang inwerk nie. As jy 'n tweede krag sou hê, dan teken jy hom opwaarts of afwaarts, maar onder geen omstandighede. Jy moet weet, jy kry nie 'n normaal krag vir iets wat hang nie, wat iets wat in die lug is nie. Kom ons gaan net gou terug. Goed, dit was die laaste deel. Dan 'n krag van 16 kg word op 'n ruwe horisontale vlak of tafel geplaas
en met 'n massa van 8 kg verbind deur 'n ligte onrekbare tou wat oor 'n wrywiglose katrol loop soos in die diagram hieronder getoon en die diagram het verdwyn. So kom ons gaan teken omgegaan. Ons het 'n ruwe horisontale tafel. Daar's hy. Ons het 'n krat wat op die tafel is. Hy weeg 16 kg. En dan het ons 'n massa van 8 kg verbind. En hy loop ook oor 'n pulley of oor 'n katrol, jammer. Hier is ons 8 kg wat hierso hang. 8 kg. Daar's hy. Nou wat moet jy doen? Jy gaan maak 'n lys van al die inligting wat in die vraag gegee word. So jy gaan vir my sê, massa 1 is 16 kg, daar's 'n wrywingskrag en die spanning in die tou is gelyk aan die gravitasiekrag van die 8 kg. Hoe weet ons dit? Want onthou nou, ek het net vir jou gesê, daar's net 2 kragte op die 8 kg. Dis 'n gravitasiekrag en die spanning in die tou. So as jy jou gravitasiekrag uitgewerk het van jou 8 kg, en hoe werk jy dit uit? Dit is 8 maal met 9,8. As jy hierdie waarde het, dan is daai waarde gelyk aan die spanning in die tou en hy is gelyk aan die gravitasiekrag wat afwaarts gaan. So, ons werk eers jou gravitasiekrag uit en ons kry 78,4 newtons afwaarts. Die spanning in die tou gaan dieselfde grootte as die gravitasiekrag het, omdat dit dieselfde tou is, en dan is die spanning in ons tou 78,4 newton na regs. Onthou, krag is 'n vektor en moet altyd 'n rigting hê. As ons nou, kom ons gaan kyk gou-gou. Vraag 1.3.2 het gevra. Kom ons gaan kyk gou-gou. Vraag 1.3.1 sê vir ons bereken die spanning in die tou. En vraag 1.3.2 sê bereken die wrywingskoëffisiënt tussen die 16 kg krat en die oppervlak. Nou, as ons die spanning in die tou wil gaan bereken, van die vraagie wat hulle vir ons gegee het, dan moet ons mos nou weet dat ons 9,8 maal 8 gaan gebruik, en die spanning in die tou is gelyk aan die gravitasiekrag. Die tweede vraag wat hulle dan vir ons gevra het, is bereken die Fs max. Met ander woorde, bereken jou statiese kinetiese koëffisiënt. Nou, ons het F maal met min F. Daar is baie belangrik. Hulle het vir ons 50 newton gegee as die krag na links. Ons weet dat die spanning in ons tou is gelyk aan 78,4. So ons kan ons gravitasiekrag gaan bereken as minus 28,5. Ons wrywingskrag is minus 28,5 newton. F max is S wat ons koëffisiënt is, maal met ons normaalkrag. 28,5, waar kry ek die normaalkrag van die 16 kg? Onthou, die 16 kg was op die oppervlak. So sy normaalkrag is gelyk aan sy gravitasiekrag, want hy het 'n oppervlak. So ons kan hier sê normaalkrag is gelyk aan die gravitasiekrag. En die gravitasiekrag is 16 maal met 9,8. So dan kan ons koëffisiënt uitwerk as 0,36. En kyk hierso, hy het geen eenheid nie, hy het geen rigting nie. Dis net 'n waarde. Volgende aktiwiteit sê kinetiese wrywingskragte is eweredig aan die normaalkrag, is afhanklik van die kontakarea, is afhanklik van die snelheid en die beweging, en is vir 'n spesifieke materiale is groter as die statiese wrywingskragte vir daardie materiaal. 2 minute, kom ons gee julle gou tyd om dit te doen. Kom ons kyk gou na die antwoord. As ek vir jou vra kinetiese wrywingskragte, A is eweredig aan die normaalkrag, B is afhanklik van die kontakarea, C is afhanklik van die snelheid van die beweging, D vir spesifieke materiale is groter as die statiese wrywingskrag vir die materiaal. Hier gaan kyk ons, om hierdie vraag te antwoord, moet ons eers die antwoorde elimineer wat ons weet
nie reg is nie. Jy weet hy is nie afhanklik van die kontakarea nie. Jy weet hy is nie afhanklik van die snelheid nie. Nou moet jy gaan kyk, wat een van hierdie twee is dit? Is dit vir spesifieke materiale groter as die statiese wrywingskrag? Of is eweredig aan die normaalkrag? En hier sê ons, hy is eweredig aan die normaalkrag. Aktiwiteit 3, die vrye liggaam diagram wat hieronder aangedui word, is vir 'n houer met 'n massa M wat rus op 'n skynsvlak. Watter een van die volgende kombinasies verteenwoordig die korrekte formule vir die berekening van W parallel en W loodreg? Met ander woorde, hier gebruik ons komponente. Ek wil hier, jy moet vir my gaan kyk, hier is F of W, jammer, W parallel, want hy is parallel met die oppervlak, en hier is W loodreg, want hy vorm 'n 90 grade. Nou ons het geleer, en ek hoop jy het geleer, ons gaan na die volgende bladsy toe, dat ons kos, sin en tan het. Waar kos jou teenoorstaande op jou skynsy is, jou sin is aangrensend op jou skynsy, en jou tan, wat ek nou nie ingesit het nie, want dit is nie van toepassing nie, gaan jou teenoorstaande op jou aangrensend wees. So as ek die teenoorstaande wil bereken, en teenoorstaande beteken, hy staan reg oorkant die bekende hoek wat ons het. Dan gebruik ons kos. So jou W parallel gaan kos wees. Jou W loodreg is aangrensend op die skynsy en dit gaan vir jou sin gee. Wat beteken aangrensend? Aangrensend beteken hierdie sy raak aan die hoek wat vir ons bekend is. So parallel is kos, loodreg is sin, ons antwoord is A. Newton se derde wet. Dis die laaste wet wat ons vandag nog gaan kyk. Wanneer voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, sal voorwerp B gelyktydig 'n krag van gelyke grootte en in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uitoefen. Die grootste wanopvatting is dat die twee kragte mekaar kan uitkanselleer. Kragte kan mekaar net uitkanselleer as dit op dieselfde voorwerp is. Met ander woorde, twee kragte wat van dieselfde voorwerp af in twee verskillende rigtings gaan. Hierdie werk nie so nie, want hierdie het jy voorwerp A wat 'n krag uitoefen en jy het voorwerp B wat 'n krag uitoefen. En daai twee kragte is dieselfde grootte, maar hulle begin op twee verskillende voorwerpe en hulle is in teenoorgestelde rigtings. Hulle kan mekaar nie uitkanselleer nie. Dit werk nie dood eenvoudig nie so nie. In die volksmond, street language, straattaal, praat ons van aksie-reaksiekragte. Ons doen dit nie in fisiese wetenskap nie. Fisiese wetenskap sê ons letterlik, voorwerp A oefen 'n krag op B uit, B oefen op dieselfde tyd dieselfde grootte krag in die teenoorgestelde rigting op A uit. Kom ons gaan kyk gegaan. Vir elkeen van die volgende voltooi die aksie-reaksiepaar. Nou hier sê vir jou, die motor druk terugwaarts op die pad. Dis jou aksie. Jou reaksie moet dieselfde twee woorde in hê. Hy moet motor in hê en hy moet pad in hê. Hierdie een, rocket, druk gasse terugwaarts. Dis jou twee woorde. Die aarde trek die bal afwaarts. Die man trek die veer. As dit jou aksiekragte is, jou reaksiekrag, ruil jy hierdie twee woorde om. Met ander woorde, ons gaan sê, die motor druk terugwaarts op die pad, en vir die reaksie, die pad druk die motor vorentoe. So hierdie twee rigtingsverskil, sien jy dit, want ons het gesê, dis dieselfde grootte krag, vanaf twee verskillende voorwerpe, in teenoorgestelde rigtings. So as die motor agtertoe op die pad druk die pad vorentoe op die motor. Hier sê ons, rocket druk die gasse, nou begin ons met
Gasse druk die rocket, daai was terugwaarts, so hierdie moet vorentoe wees. Aarde trek die bal, nou begin ons met bal, trek die aarde. As die aarde en die bal afwaarts was, is die bal teen die aarde opwaarts. Sien jy, daai twee is verskillende rigtings. Kom ons kyk weer, die man trek die veer, die reaksiekrag is die veer trek die man. En hier kon ek gesê het, die man trek die veer na links, en die veer trek die man na regs. Ons volgende les, wat ons gaan doen, begin met Newton se universele gravitasiewet. Baie dankie dat julle hierdie les saam met my gedoen het vandag, en ek sien uit na die volgende les saam met julle. Hierdie is die einde.